Wanneer laas was jy werklik verras? Dit was dalk iets wat jou kleinkinders gedoen het, iets regtig oulik, of iets wat jou kinders gedoen het, iets wat jou hart so warm gemaak het, of dalk is dit 'n ontmoeting wat jy gehad het met iemand, of 'n hereniging met 'n ou vriend of 'n familielid. Ons dink baie keer aan verras as 'n negatiewe ding, iets van, wat gaan nou hier gebeur? En ons is eintlik ook so gewoond in ons lewe aan hierdie spanning van dinge wat moet gebeur. Daar's 'n spesifieke ritme, 'n spesifieke skedule in my week waarin goed moet gebeur. So wanneer ons verras is ons eintlik skoon verbaas. Ek het nie hierdie sien kom nie, want sulke verrassings is skaars. Ons leef in 'n wêreld vol beplanning, vol roetines, vol kalenderkennisgewings of Waze wat vir my sê ek moet hierdie roete vat of nie daai een nie. En dalk is jy moeg, nie net liggaamlik nie, maar dalk geestelik. Dalk voel jy uitgeput deur al hierdie goed en hoop jy eintlik om maar net weer verras te kan word. Dalk is jy moeg vir al die spanning tussen generasies of tussen kulture, tussen taal. Moeg vir 'n wêreld waarin jy moet kies of dit of daai. Dalk sit jy vandag met 'n vraag wat nie altyd hardop gesê kan word nie, maar waar is God binne al hierdie? Nie net in die hemel nie, nie net in die Bybel nie, maar hier in Centurion of by my werk, by my huis, in ons gemeente. Wanneer het jy laas God se gees ervaar? Nie as 'n idee nie, maar as 'n vlam, as asem, as wind wat jou nuut aanraak, wat jou of stil maak, of aan die gang sit met nuwe vuur. Handelinge 2 vers 1 tot 4 waarna ons vandag gaan kyk, is nie die verslag van 'n sinode. Dis nie die notule van 'n sinode of net 'n stuk geskiedenis nie. Dis nie 'n beleidsraamwerk nie. Dis nie hoe die kerk beplan nie. Dit is hoe 'n kerk gebore word. Dis 'n ontploffing van teenwoordigheid, van vuur, van God se gees, van woorde wat uitbreek en mense hoor, mense wat geïnspireer word, mense wat verras word. Al is hulle verskillend. As jy vandag sit met vrae, met hoop, met twyfel of met verlange, as jy nie buite hierdie storie nie, dan is hierdie storie ook vir jou. Dalk is jy ook presies die mens op wie God se gees rus. En kom ons waag dit om dan saam in hierdie vertrek in te stap. Nie as toeskouers van 'n teks nie, maar as mense wat durf glo. Wat hoop God dat die Gees ons aansteek. Nie net vir onsself nie, maar vir iets groter. Ek lees vir ons Handelinge 2 vers 1 tot 4. Toe die dag van Pinkster aanbreek, was hulle almal op een plek. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Toe het daar tonge gesien soos vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het in ander tale begin praat, soos die Gees dit aan hulle gegee het om uit te spreek. Om die vuur van Pinkster reg te verstaan, moet ons weet wat in daai tyd met 'n vlam wat aangesteek is bedoel word. Want Pinkster gebeur nie in 'n vakuum nie. Handelinge 2 is deel van 'n groter verhaal. Dit is 'n verhaal van verlies, van hoop, van worstel, van nuwe identiteit. En Handelinge is 'n tweede deel van die geskrifte van Lukas. 'n Skrywer wat waarskynlik Griekssprekend was, self 'n nie-Jood wat baie geglo het hy was 'n reisgenoot van Paulus. Hy het elegante Grieks, sy teologie is diep, en sy fokus is duidelik die werk van die Gees, gebed, sending en God se hart vir buitestanders. Lukas se evangelie
vertel iets van Jesus se verhaal, sy geboorte, sy bediening, sy kruisdood, sy opstanding. Daarteenoor vertel Handelinge 'n verhaal van wat gebeur het na Jesus, die uitstorting van die Gees, die geboorte van die kerk, die pad wat die eerste gelowiges gestap het. Dit is geskryf in 'n tyd van onsekerheid, waar die eerste geslag disippels begin sterf het, in 'n jong kerk met nuwe uitdagings gesit het, die van vervolging, van verdeeldheid, van identiteitskrisis, van maak hierdie saak, waar is ons nou, is hierdie die moeite werd? Ons sien dit geskryf aan Theophilus, vriend van God, 'n individu ja, maar moontlik ook vir die gemeente in Efese, 'n simbool van 'n hele geslag gelowiges wat nooit vir Jesus in die vlees gesien het nie, wat probeer verstaan, maar hoe volg ek Jesus? Hoe volg ek iemand wat ek nie gesien het nie? Waar is my geloof geanker, as die fisiese Jesus nie meer teenwoordig is nie? En ek opnuut moet vra, maar hoe moet hierdie kerk lyk vandag? Wat anker ons as daar nie tempels is, of ritmes nie, of as die sekerhede verander het? Is daar werklik vir elkeen plek? Te midde van ons verskillende kulture wat ons hierso in Efese sien, verskillende tale, verskillende ouderdomme, verskillende agtergronde. Lukas antwoord nie met sisteme of strukture nie, hy antwoord met stories van vuur, van visioene, van vervolging, van verrassende verborgenheid. Stories van 'n kerk wat in wording is, 'n kerk wat nog nie perfek was nie, wat leer om te volg waar die Gees hulle lei. En ek dink dis wat ons ook kan doen in ons seisoen van groei, van verdieping, van luister na God se Gees. Dat ons as geloofsgemeenskap ook ons diep wortels in ons tradisie, ons liturgie, ons taal kan vind, maar met 'n hart wat vra, hoe bly ons relevant? Hoe bly ek getrou aan hierdie woord van God? Hoe groei ons in diepte sonder ons om onsself te verloor? En Centurion is nie Jerusalem nie. Dit is ook 'n plek met mobiliteit en tydsdruk en geestelike vrae. Dit is 'n plek waar mense soek na rus, na identiteit, na iets wat gaan hou. En juist daarom praat Handelinge ook met ons. Dit herinner ons God begin reeds. Nie net 2000 jaar terug nie, nie net in kerke met groot visuele diversiteit nie, maar in 'n gemeenskap wat ernstig is oor geloof. Van ons ernstig is oor ons liturgie en tog oop is vir vuur. Ons is nie net ontvangers van hierdie vlam nie, ons is draers hiervan. So Pinkster of Shavuot was 'n oorspronklike Joodse pelgrimsfees gewees. Dit is 50 dae na Pasga, dis 'n oesfees waarin hulle die eerste opbrengs van die oes gebring het en later ook het 'n herdenking geword vir die verbond op Sinai. Dis 'n dag van dankbaarheid en verwagting. Herinnering aan hoe God vuur in vuur en stem sy wet aan Moses gegee het. Lukas gebruik juis hierdie simboliek in Handelinge 2. Maar hierdie keer is daar nie 'n berg nie of kliptafels nie. Nou is die vuur op mense. Nou is die verbond nie net vir volk wat aan mekaar verwant is deur bloed nie, maar vir elkeen wat God se teenwoordigheid dra. Mense is saam op hierdie heilige dag. Ons 'n stormwind uit die hemel. Daar's vuur, nie op 'n berg nie, maar op elkeen van hulle. Daar's nie afstand soos by Sinai nie. Daar's geen afstand tussen God en mens nie. Die Gees is op elkeen. Op 'n bekende en op 'n onbekende. Op Petrus en Maria en op elkeen wat gereed is om te ontvang. Soos Jeremia en Jesegiel voorspel het, ek sal my Gees in julle binneste gee. Dis 'n nuwe verbond, 'n nuwe mens wees, nie gebou op prestasie of afkoms nie, maar op teenwoordigheid. En iets radikaal gebeur. Dit gee nie ekstase of organisasie nie. Hy gee verstaanbare taal. Die eerste teken van die kerk is nie 'n beleidsdokument of 'n struktuur nie. Dis kommunikasie. Elke mens hoor God se dade in hulle eie taal.
Waar Babel die tale verwar het, bring Pinkster 'n verskeidenheid van tale wat mense verstaan. Die Gees werk nie deur ons almal dieselfde te maak nie, maar ons verskille aan mekaar te verbind. Dit is 'n groep wat getransformeer word. Hulle het nie net God ervaar nie, hulle het God en mekaar anders gesien. En daar begin die kerk, nie met beplanning nie, maar met vuur, met woorde, met verrassing. En 'n roepstem wat sê, julle is nie te oud nie, nie te jonk nie, nie buite die kring nie, jy's 'n draer van God se vuur. So die eerste vrug van Gees in Handelinge 2 is nie ekstase nie, dis verstaanbaarheid. Dis radikaal dat 'n diverse groep mense, almal met verskillende tale en agtergronde, dieselfde boodskap hoor en verstaan, nie eenders nie, maar is verbind aan mekaar. Dis nie chaos nie, dis 'n heilige polifonie. 'n Simfonie van klanke en dialekte en aksente en verstaan, almal verskillend, almal gedra deur dieselfde Gees. Waar Babel in Genesis 11 mense se tale verwar het, bring Pinkster verstaanbaarheid sonder eenheid. Dis nie een taal vir almal nie, dis een boodskap wat in elke taal tuiskom. Hier is vir ons ook amper so 'n tipe van 'n Pinksterkamer. In ons omgewing met verskillende generasies, met kinders en jong ouers en seniors en almal saam wat in geloof is. Wat ons ooreenkom, wat maak dat jy hierna luister is in Afrikaans. Dis 'n sekere liturgie wat ons volg, 'n sekere musiekstyl, 'n sekere ritme waarby jy aanklank vind. Maar ons is ook mense wat leef in 'n wêreld met spoed, met verwagting, met tegnologie en verskywings, dinge wat anders is. En dis gesprekke oor generasies, hoe geloof oorgedra word, of ruimte vir vrae of diepte verstaan word. Soms voel die lewe vir ons soos 'n Babel. Soms raak ons die mekaar in al die keuses en al die dinge. Partykeer is daar verskillende style of verwagtinge wat opduik. Mens kan vra, maar praat ons nog dieselfde taal? Dan sê Gees vir ons ook, julle is nie struikelblokke vir mekaar en julle verskil nie, dis deel van God se speelveld. Ons moet nie net praat nie, ons moet hoor. Wanneer jong lidmate vra vir ruimte om vrae te kan vra, luister ons met geloof en nie met vrees nie. Wanneer ander mense die waarde van liturgie en van taal beklemtoon, hoor ons hulle is draers van 'n storie, nie teenstanders van groei nie. Wanneer jou hart in Afrikaans bid, maar die wêreld om jou maak ander klanke, weet ons die Gees van God verstaan beide, verstaan alles. Pinkster is nie net 'n emosie nie, dis 'n herdefinisie. God het nie net teenwoordig geword nie, mense het mekaar opnuut begin sien. En dis die hart van Pinkster vir ons ook. Nie net om God te beleef nie, maar om mekaar weer te kan hoor. Nie in eenheid nie, maar verbondenheid met mekaar. Die Gees steek ons aan, nie net vir ons eie verligting nie, maar sodat ons lig kan wees vir mekaar en vir die wêreld. Die Gees gee elkeen van ons 'n vlam, nie net vir ons eie hart nie, maar sodat ons as 'n geloofsgemeenskap dit kan uitdra aan die wêreld om ons. Soos een liggaam, is ons verskillend. Is ons deur dieselfde Gees aangesteek. So jou storie het plek, jou vrae het plek, jou verwarring en jou geloof is welkom, maar jy word ook nie net geroep om te sit nie. Jy word geroep om aan te steek, om saam te kom vorm, saam te kom volg. Dan kan jy as deel van hierdie aksie nou by die huis ook 'n kers gaan aansteek. Dis sê maar ek is ook aangevuur.
God se Gees is ook op en binne my. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die kragvolle werking van sy Gees, is met elkeen van ons. Amen. Mooi week vir jou verder. Totsiens.